Fietsry lyk dalk eenvoudig as jy ander mense sien ry. Maar die oomblik wanneer jy dit self wil begin doen, maar dan word alles skielik intimiderend. Watter fiets, hoeveel geld, alleen of met 'n groep? Pieter en Daniel de Tooy is 'n entoesiastiese fietsry duo en hulle vertel vir ons hoe om te begin. Pieter en Daniel, welkom by Is die manne. Hallo, dankie Fanny. Dankie. Okay. Sê nou maar ek wil begin fietsry. Wat doen ek? Gaan ek na die eerste winkel toe, koop vir my 'n splinternuwe fiets en dan gat ek of moet ek dalk 'n fiets leen? Hoe kom ek in die game in? Ja, so nee, fietsry, 'n fiets is nie altyd net 'n fiets nie. Okay. Daar's 'n paar verskillendes, maar ja, om net in die fietsry in te kom, was gewoonlik 'n vriend wat jou druk en dit. So volg sy raad en ja, gaan na jou fietswinkel toe. Hulle het altyd raad vir jou en Okay. ja, praat dan met die fietswinkel. Hy sal vir jou in die regte rigting wys. Daniel, wat is die verskil tussen 'n padfiets, 'n bergfiets en 'n gravelfiets? So, ek sou sê vir 'n beginner is dit eintlik ideaal om 'n bergfiets te begin, ja. Ja. Net omdat die bergfiets omtrent alles kan doen. Hy kan op die pad ry, hy kan op die grondpad ry en hy kan in die berg ry. Right. Met 'n padfiets is jy bietjie meer limited, Ja. om mens nou so stel, so hy kan net op die pad nou weer ry. So Okay. vir 'n beginner sou ek sê 'n goeie tweedehandse of 'n so redelike goedkoperige bergfiets sal jou verder bring as 'n nice padfiets. As ek nou wil begin ry, moet ek dit alleen doen? Is dit beter om dit met 'n groep te doen? Wat was julle ervaring geweest? Vir my is die beste om dit in 'n groep te doen en ek dink is ook hoe jy amper in dit kom. Jy het 'n vriend wat fietsry en hy vat jou saam op 'n ride en so aan en dis net soveel lekkerder en ja, om in dit in te kom, baie keer dan party mense dink ook koop jy fiets om fiks te raak, dan sal ek sê gaan na jou local bike shop toe en daar's altyd 'n WhatsApp groep. Ja, daar's altyd so en dan hulle sal vinnig uitvind wat se tipe ryer jy is, dan sit hulle jou name op die WhatsApp groepie. Okay. En julle gaan ry en ja, kom maar by 'n koffieshop met 'n klomp fietsse as jy sien, stop daar so, vra vir hulle wat ry hulle en die fietsryers is gewoonlik baie vriendelik en dan neem hulle jou in. Nee, ek wou net sê, wat is julle ervaring met fietsryers? Gewoonlik is 'n bietjie van 'n community wat vir mekaar uitkyk, né? Want ek meen, jy ry op 'n pad, partykeer is dit gevaarlik en so aan. Nee, dit is definitief 'n very close-knit community as mense dit so kan stel en ons hou van dieselfde goed. Ons like dit om oor dieselfde goed te praat. Ja. Nie net fietsen nie, maar koffie ook. Yes. Is 'n groot deel van ons leefstyl en So gaan na jou local plate, jy sal vir julle daar kry. En dit is regtig tradisie, jou easy rides, jou coffee rides, mens dit en ja, die tipe groepies wat jy mee aansluit, begin ook vriende raak. So Yes. dit is regtig, dis 'n baie cool community met like-minded mense. En watter pryspunt kyk ek na? Jy weet, hoeveel moet ek betaal vir 'n fiets of is dit dalk beter om een te leen en net te sien hou ek van dit of hou ek nie daarvan nie? En ja, dis die eerste vraag. Moet ek een leen en as ek wel een wil koop, watter pryspunt kyk ek na? Ja, so ja, dis 'n goeie vraag. Almal vra dit altyd want as jy nou kyk na die hoogste top-end fiets daar buite, is dit amper 300 plus R1000 Ja. en dan is dit so 'n groot nommer, maar leen 'n fiets by 'n vriend, daar's altyd 'n ekstra fiets wat daar staan ergens. Ja, die pryse verskil. Ek sal sê met skoene, wanneer jy fietsry, as jy 'n fiets koop, moet jy nou 'n fietsrybroekie en 'n hemp en asseblief koop 'n helmet. Ja, Sukkel daai manne wat sonder 'n helmet daar buite ry, kry pyn. Dra 'n helmet. draai helmet, ja, doen dit net. Ja, so ek sal sê so rondom R30,000 sal jy nie vir jou 'n Okay. dat koop nie en dan het jy 'n lekker pakket, dan kan Cape August gaan ry met daai en Okay. so So ek kan nie saam mee doen en ek gaan vir jou rukkie hou. Yes, ja. Dan help verduidelik vir die kykers wat nie weet nie, wat is die verskil tussen 'n padfiets en 'n bergfiets? So, dis nou vir jou 'n classic padfiets en dan jou Hierdie een, bergfiets. ja, dis die padfiets. Ja, dis die padfiets. Die een wat so 'n bietjie meer Mario Biscuit tipe wiele het. En dan wielietjies. Den wielietjies, ja. So, die grootste verskil is eintlik maar jy kan dit vergelyk met 'n Formula 1 kar en dan jou Jeep en jou- Wrangler. So jy kan sien soos die suspensie wat aan die fiets ingebou is en bietjie tyrewiele, dikker wiele, ook 'n ander tipe handlebar. En so ja, dit is nou gemaak sodat jy all-terrain kan gaan ry. Jou padfiets is regtig net om jou vinnig te laat voel en vinnig te laat lyk. En fiks te laat maak. Dis presies, ja. En fiks te maak. En die tweedehandse mark, hoe vind julle die tweedehandse mark? Is dit iets wat mense kan daar gaan kyk en 'n goeie bargain optel? Ja, die tweedehandse mark is amazing op die oomblik. Daar's 'n website, Bike Hub, en dis 'n Suid-Afrikaanse website waar
al die amper tweedehandse fietsse wat daar is, al die fietsry-industrie weet, dis waar die tweedehandse mark is. So daarso kan jy vir ure lank. En jy kan fietsse koop, kan jy helmets daar koop, kan jy klere daar koop. Ja. Is dit 'n Alles. one-stop shop? Alles. So alles is Okay. tweedehands, dis marketplace vir fietsry. Wat is die rooi vla as dit kom by 'n tweedehandse fietskoop? Waarvoor moet jy uitkyk? Die grootste rooi vlag wat jy moet voorkyk is jou raadstelsel. Jy wil seker maak dis nie geslyt nie. Dis 'n duur ding om te vervang. Ja, dis 'n duur ding om te vervang, veral so as jy 'n groot bedrag betaal het vir jou nuwe fiets. Okay. Wil jy nie dit hê nie. Moenie net die ding dadelik koop nie as die prys te goed lyk as wat hy is. Daar is hy te goed. Hy is te goed wat hy is en 'n fiets is dit van die R300,000 tot die R15,000 fiets, die konsep is dieselfde. So Jy trap. jy trap hom uit die motor, jy is die motor. Ja. So ja. Nee, Wille, maar luister, baie dankie. Dankie. As jy kom kuier by hier is die man, ons gesels weer verder. Dankie Frank. Dankie.